27 November. Deur Christus te aanskou, word ons soos hy. Let op Jesus, word soos hy. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes 1 vers 14. Die krag van nasies en van individue is nie toe te skryf aan die geleenthede en geriewe wat hulle skynbaar onoorwinlik maak nie. Dit word nie in hulle beroemde grootheid gevind nie. Net die krag van God kan hulle groot en sterk maak. Deur hulle houding teenoor sy plan, beslis hulle self hulle lotbestemming. Menslike geskiedenisboeke vertel van menslike prestasies, oorwinnings en oorloë en wêreldse roem. God se geskiedenisboek beskryf die mens soos die hemel hom sien. Uit die hemelse verslae blyk dit dat sy enigste deeg gehoorsaamheid aan Gods vereiste is. Die eeue het hulle sending. Elke oomblik het sy taak. Elk gaan met sy las die ewigheid in. God handel nog met aardse koninkryke. Hy is in die groot stede. Sy oë aanskou, sy ooglede toets die doen en late van die mensekinders. Ons moet nie sê, God was nie, maar God is. Hy sien selfs die mossie as hy val, die blaar wat van die boom afval, en die koning wat ontroon word. Alles is onder beheer van die oneindige. Alles verander. Stede en nasies word deur die skietlood in die hand van God gemeet. Hy maak nooit 'n fout nie. Hy lees reg. Alles wat aards is onseker, maar die waarheid bly vir ewig. Die wêreld dink miskien, die wat God dien, is swak. Dit lyk dalk asof hulle onder die bare wegsink, maar in die volgende golf verskyn hulle nader aan hulle hawe. Ek gee aan hulle die ewige lewe, sê ons Here, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Hoewel konings neergewerp en nasies uit hulle plek verwyder sal word, sal die siele wat deur geloof aan Gods plan vashou, vir ewig bly. Rig u oë op Jesus, en deur aanskouing sal u in sy beeld verander word.